Goeiemôre liewe luisteraar en baie welkom ook so vanmôre by Wandel saam met God. En my naam is Etienne Dievenage en ons is dankbaar teenoor die Here vir elkeen van u wat ook so getrou saam met ons inskakel. En vriende, mag ons ook vanmôre ag gee op dit wat die Here vir ons wil kom leer. En soos wat u weet, is ons tans dan ook besig met hierdie baie kosbare reeks oor 'n ware disipel van Christus Jesus. En ons het al reeds gister het ons gekyk dan ook na die gedagte van dat ons moet by hierdie plek uitkom waar ons die eie ek kruisig, waar ons oorgee aan die Here en ook so dan waar ons ook dan doen dit wat die Here van ons vra. En so gaan ons dan vanmôre, vriende, gaan ons dan verder kyk na hierdie kosbare gedeelte in Matteus 16 vers 24 en ek gaan net weer vir ons voorhou wat daar staan. Toe sê Jesus vir sy disippels: "As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloën en sy kruis opneem en my volg." So die volgende aspek dan van 'n ware disipel van Jesus is dat ons moet bereid wees om ons kruis elke dag op te neem en die Here Jesus te volg. U sien vriende, die Here Jesus het dit baie duidelik gemaak aan sy disippels dat hulle 'n kruis moet opneem en Jesus volg. Nou, om 'n kruis op te neem beteken om alles prys te gee vir die Here Jesus. Met ander woorde, om jou lewe aan Christus te offer, om vir die Here alleen te lewe, om in die Here Jesus se diens te staan, maar ook vriende, meer nog, om bereid te wees om deur beproewings, deur stryd, deur moeilike tye te gaan en selfs op die einde van die dag om bereid te wees om vir jou geloof in Christus Jesus te sterf. En u sien, die Here Jesus het dit juis aan sy disippels bekend gemaak dat die pad wat Christus moes loop na die kruis nie 'n maklike pad was nie. Ek hou vir u voor wat lees ons dan ook in Matteus 20 vanaf vers 17 en let op hierdie woorde. En toe Jesus opgaan na Jerusalem, het hy die 12 disippels op die pad alleen geneem en vir hulle gesê: "Kyk, ons gaan op na Jerusalem en die seun van die mens sal oorgelewer word aan die owerpriesters en skrifgeleerdes en hulle sal hom tot die dood veroordeel en hom oorlewer aan die heidene om hom te bespot en te gesel en te kruisig en op die derde dag sal hy opstaan." Maar wat vind ons by die Here Jesus, vriende? Alhoewel hierdie pad van pyn en lyding voorgehet aan die kruis, vind ons die gehoorsaamheid van Christus. Vind ons dat die Here Jesus het volhard met hierdie pad. Hy het sy kruis gedra. Hy het op die einde van die dag het hy aan die kruis gesterf vir ons sondes. Het hy die straf op hom geneem, het hy verlossing bewerk en het daardeur sy kosbare bloed vir my en vir jou ook verlossing van sondes gekom. U sien, al was die pad moeilik gewees, vriende, het die Here Jesus gehoorsaam gebly aan die Vader se wil. Het die Here Jesus hierdie wil van die Vader gewilliglik uitgevoer sonder om te murmureer, want die liefde wat hy vir my en vir jou het hom daartoe gedryf om hierdie kruis op te neem en hierdie prys te betaal ten volle, sodat ons gered kan word en hierdie wonderlike verlossing in Christus kan smaak. En so het die disippels dit ook nie maklik gehad nie, vriende, maar hulle was nie alleen gewees nie. Die Here Jesus het hulle bemoedig om vir hulle te sê dat die Heilige Gees sal met hulle wees. Hy sal hulle versterk. Hy sal hulle in staat stel om die kruis te kan opneem en met volharding die wedloop te kan loop. Let op wat sê 2 Timoteus 4 vers 7, waar Paulus getuig aan die einde van sy lewe. Hy sê: "Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop volëindig, ek het die geloof behou." En ons vind ook dat die disippels het hulle kruis opgeneem en Jesus Christus getrou gevolg. Jy sien, vriende, hulle liefde wat hulle gehad het vir Christus, het hulle daartoe gedryf om te volhard om hierdie pad te stap, om te volhard om die evangelie te verkondig, om te volhard te midde van stryd, te midde van koue tronkselle, te midde van dreigemente, om nog steeds die evangelie te verkondig, om nog steeds vir Christus te lewe, om nog steeds Christus te dien en nog steeds Christus te verheerlik, want hulle het geweet alles is die moeite werd. Hulle het geweet, vriende, dat hulle ook eendag deur hulle Here en hulle Heiland beloon sal word vir hulle getrouheid aan hom. En let op wat sê Filippense 1 vanaf vers 20, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd so ook nou groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is, want vir my is die lewe Christus en die sterwe
wins. Jy sien vriende, vir die disippels was dit meer werd om die wêreld te verhoor en hulle siele te red en Christus te behou. Dis al wat saak gemaak het en daardeur was die stryd en die beproewings alles die moeite werd gewees en het hulle sonder memorering die kruis opgeneem en tot die einde toe het hulle Christus gevolg. En net so, liewe vriende, is dit belangrik dat ons as kinders van die Here ook vanmôre sal let op hierdie gedagte. Ons moet vanmôre verstaan dat ons gaan dit ook nie maklik hier op aarde nie. Jy sien, daar gaan soms stryd wees, daar gaan vervolging wees. Ons gaan soms deur mense uitgelag word, want jy sien vriende, deur Jesus self het beleef hier op aarde hoe die mense hom uitgelag het, hoe die mense hom gehaat het, hoe die mense hom verwerp het, en dieselfde gaan ons deurgaan hier op aarde waar mense ons gaan uitlag, waar mense ons gaan verdruk, waar mense ons gaan wil doodmaak wanneer ons die evangelie met hulle deel. En let op wat sê Johannes 15 vers 18 tot 19 en 20 wat sê, as die wêreld julle haat, moet julle weet dat hy my voor julle gehaat het. As julle van die wêreld was, sou die wêreld sy eiendom lief hê, maar omdat julle nie van die wêreld is nie, maar ek julle uit die wêreld uitverkies het, daarom haat die wêreld julle. Onthou die woord wat ek vir julle gesê het, 'n diensknegt is nie groter as sy heer nie. As hulle my vervolg het, sal julle ook vervolg. As hulle my woord bewaar het, sal hulle julle woord ook bewaar. En vriende, net soos wat deur Jesus sy disippels bemoedig het, dat hulle nie alleen is in hierdie stryd nie, maar dat hy met hulle sal wees tot aan die einde van die wêreld, so bemoedig deur Jesus ook vir my en vir jou vanmôre. En hy sê vir ons, my kind, jy's nie alleen op hierdie pad nie, maar ek is saam met jou, en ek het vooruit gegaan, ek het vir jou 'n voorbeeld nagelaat, sodat jy my voetspore kan wandel, en dat jy ook kan weet, dat daar ook so, dat die moeite werd is, om hierdie kruis te kan opneem, en ook so te kan dra. Let op wat sê Hebreërs 12 vers 1 tot 2, daarom dan, terwyl ons so groot wolk van getuienis rondom ons het, laat ons ook elke las aflê, en die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê, die oog gefestig op Jesus, die leidsman en volëinder van die geloof, wat vir die vreugde wat hom voorgehou is, die kruis verdra het, die skande verag het, en aan die regterkant van die troon van God gaan sit het. Vriende, ons kan vanmôre ons verbly in die Here Jesus, dat hy vooruit gestap het, dat hy die een is wat ons nie sal begewe en sal verlaat nie, dat hy ons sal help, dat hy ook deur sy gees ons sal versterk, sodat ons die kruis kan opneem, en hierdie pad met volharding kan stap. En ja, soms raak ons moedeloos, soms raak ons bang, vriende, maar dan kan ons net opkyk en weet, dat nie lank nie, dan is ons by ons Heer en ons Heiland, in sy teenwoordigheid vir ewig en vir altyd, en dan wissel ons 'n kruis met 'n kroon. En vriende, ek wil vanmôre, wil ek weer eens net afsluit met 'n baie kosbare lied, en dit is Halleluja lied 80, en let op hierdie verse, ek gaan vir ons voorhou vers 2, die koorgedeelte en vers 3. Vers 2 gaan so, o die dierbare kruis, waar die uiterste prys, deur kosbare bloed is betaal, daar is smarte gelei en versoening verkry, waar Jesus oorwinning behaal. By die kruis wil ek bly, tot die stryd hier benees wil stry, tot ek eens in die hemel sal woon, daar verwissel ons kruis met 'n kroon. En dan vers 3, by die dierbare kruis sal ons loflied verrys, tot eenmal daarbo om die troon, want eens is ons tuis in die Vader se huis, dan wissel ons kruis met 'n kroon. Wat 'n kosbare lied, vriende. En dit is wat ek en u vanmôre moet raak sien. En mag ons ywerig en gewillig wees om hierdie kruis op te neem en Christus voluit te volg en voluit te dien elke dag en ons beste vir hom te gee en die evangelie te deel. En ons moet vanmôre raak sien dat dit is 'n voorreg om aan die Here Jesus te kan behoort. Dis 'n voorreg, vriende, om die kruis te kan opneem en hom tot die einde toe te volg. En mag ons getrou wees. Mag ons begeerte wees om ook eendag dan daardie woorde van die Here Jesus te kan hoor, mooi so, my goeie en getroue diensknegt, en ook so, vriende, om dan ook saam met hom vir ewig en vir altyd te kan wees. Al is dit nou moeilik hier op aarde, vriende, kan ons verbly daarin, dat wanneer ons saam met die Here sal wees in die lewe hierna, dan sal ons ook rus in sy ewige teenwoordigheid, en dit kan nie opweeg teen dit wat ons nou op aarde beleef nie. En daardeur kan ons net ons beste gee en elke dag ook so uitsien om by ons Heer en ons Heiland te wees. Mag die Here u genade gee en vriende, mag ons ook red op hierdie gedagte en mag ons die Here vertrou om ons hiermee te help om ons kruis op te neem
en te doen wat hy van ons vra. Mag jy ook so 'n geseënde dag hê en groete en seën vir elkeen.